Markus hoofstuk 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Die opskrif sê die gelykenis van die saaier. Ek wil graag met u praat rondom hierdie gedagte, die Here se antwoord vir 'n brandende wêreld. En ek weet, hoe gaan dit by die saaier uitkom? Hou goeie moed, ek glo dat u gaandeweg sal verstaan. En hy het nog 'n maal by die see begin leer, en 'n groot menigte het by hom saamgekom, sodat hy in die skuit geklim en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land, by die see. En hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval. En die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie. Dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. Dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra 130, 160 en 100voudig. En hy sê vir hulle, wie 'n oor het, laat hom hoor. Vers 20 sê, en dit is hulle, by wie in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrug dra, 130, 160 en 100voudig. Nou, ek wil net graag die volgende 3 gelykenisse se opskrifte ook vir u net lees, net ter wille van die konteks. Die gelykenis van die lamp. Dis die eerste een. Ja, nie in die gelykenis van die saad. Iemand het een keer gesê, any fool can count the apples, the seeds in one apple, but only God can count the apples in one seed. Die Here praat met hulle oor die potensiaal in 'n saadjie. Dan praat hy die gelykenis van die mosterdsaad. Baie klein, maar dit word 'n boom. Tot sover. As teksvers sal ek graag aan u vers 20 wil voorhou. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130, 160 en 100voudig. U sal met my saamstem, die wêreld waarin ons lewe is brandend. In die week het dit my aangegryp. Ek is nie seker of dit Woensdag was toe ek 'n SMS kry later die aand oor wat besig is om in die Kaap te gebeur. En hoe die wêreld daar in die brand is, 'n area waarvan ek dit nog nooit verwag het nie. Ek het altyd gedink daar is net harmonie en is mooi en alles is goed en reg. Miskien was dit vir u ook 'n skok. Gister dink ek het ek die e-pos gekry, gister of eergister, dat daar vir die eerste keer met missiele geskiet is tot in Jerusalem. So ons dink aan Israel. Tot naby in Tel Aviv. Lyk asof Israel besig is om hulle self te monster in die grense van Gaza. Die wêreld waarin u en ek lewe is brandend. En ek dink nie, dit moet u verbaas nie, die wêreld waarin die Here Jesus gelewe het, was in 'n sekere sin ook brandend. Daar was ook onrus, opstande, ongeregtigheid, slawediens, misbruik. Dis in hierdie omstandighede waarin die Here Jesus gebore is in 'n uur waar Herodes al die babaatjies laat doodmaak. Dit klink soos die wêreld waarin u en ek lewe. As 'n mens aan hierdie dinge dink, dan wonder 'n mens, het God vir sulke omstandighede 'n antwoord? Al daaroor gedink, is daar 'n antwoord? Wat sou u antwoord wees vir hierdie dinge? 'n nuwe president,
nuwe premier. Weet jy, wanneer die Here Jesus in omstandighede ingestap het, verstom sy antwoorde mens gewoonlik. Omdat dit so lynreg is teen dit in wat 'n mens verwag. Op 'n geleentheid is daar 5000 mense wat na hom luister, mans. Sommige reken omtrent 20.000 mense. As 'n mens die vrouens en die kinders bytel, honger mense. Die disippels kom na die Here Jesus en sê, stuur hulle weg, dat hulle iets kan kry om te eet. Sou iemand my saamstem, dit is 'n sinvolle voorstel. 'n Sinvolle antwoord. Wat was die Here Jesus se antwoord? Gee julle vir hulle iets om te eet. En sy antwoord was 5 brode en 2 visse. Regtig. 5 brode, 2 visse vir 5000 hongermans. Wie van julle het al 'n tienerseun probeer grootmaak? 5 brode, ons het niks. So anders is sy antwoord. Die duisternis waaraan hierdie skare hulle bevind, kom die Here en hy praat oor 'n lamp. Hy praat oor 'n saadjie. Hy praat oor mosterdsaad. Ek dink hulle moes gedink dit is hopeloos. Selfs die disippels het nie verstaan waaroor hy praat nie. Maar in hierdie omstandighede het God 'n antwoord vir 'n brandende, verloregaande wêreld. Toe ek vir u gevra het, wat sou u antwoord wees? Het u probeer om die vraag te antwoord? Ek dink ons moet 'n afspraak maak met die president. Dink jy nie dit is tyd dat ons die leiers van ons era gaan sien nie? Want iets moet iemand doen, en dit is hulle werk om dit te doen. Maar dis treffend dat toe die Here Jesus Christus begin, toe stap hy nie na die hoëpriester se kantoor toe, sê vir hom, sit meneer, dis tyd dat ons praat oor 'n paar dinge wat in hierdie wêreld moet verander en vinnig nie. Hy het ook nie 'n vergadering probeer beroep met Pilatus nie. So anders en eintlik skokkend is sy antwoord. Hy stap tot by 'n tolhuis en hy roep Matteus. En ek kan net sien hoe iemand die situasie bekyk en dink, wel, die Here Jesus se bediening is nog jonk. Hy sal nog leer hoe dinge werk. Ons sal maar hierdie een blaps oorsien. En hy draai daarom en hy stap na 'n meer toe. En hy roep visserman. Dit is nou besig om gewoontevormende gedrag te raak. Eenvoudige mense. Ek dink dis doelbewus. Wil jy weet, wat was God se antwoord vir 'n brandende wêreld? Eenvoudige mense soos ek en soos jy. En ek weet, dalk is die reaksie dieselfde as die van die disippels, 5 broodjies, 2 visse. Waarvan praat jy? Is dit prakties? Is dit haalbaar? Is dit realisties? Voordat u die gedagte afskiet, wil ek hê u moet daaraan dink dat dit was die seun van God. Hy was God. Sy wysheid kan nie vergelyk word met ons menslike insig. Hy het dit doelbewus gedoen, want hy het iets verstaan wat ons baie daar miskyk. Daar's 'n legende rondom die skaakspel, dat die man wat 'n skaakbord ontwerp het, of die spel ontwerp het dit na 'n koning toe gebring, koning van China of van Indië. En toe die koning hierdie spel sien, was hy so beïndruk dat hy vir hierdie man gesê het, hy kan sy eie loon kies. Nou die van julle wat al skaak probeer speel het, sal besef dat 'n mens vra nie 'n ou wat skaak speel sy eie loon te kies nie. Eerste fout. Hierdie
man sê toe, al wat hy vra is 'n skaakbord vol rys. Op die eerste blokkie soek hy 1 ryskorrel. Op die tweede blokkie soek hy 2 ryskorrels. Op die derde blokkie 4 ryskorrels. Op die vierde blokkie 8 ryskorrels. En verdubbel dit net elke keer. Die koning was blykbaar in sy gesig gevat, dat hierdie man vir hom, 'n magtige heerser, 'n sak rys vra as beloning vir so 'n spel. Hy het soveel om te bied. En hy het een van sy rekenmeesters gestuur om die loon bymekaar te gemaak om die man te betaal. En omdat die ou toe nou later 'n week of 2 weggebly het, het hy hom laat roep en vir hom gevra, waarom is hy so traag om hierdie ou te betaal? Met 'n groot gesukkel het hierdie arme rekenmeester aan hom probeer verduidelik, dat al die rys in China is nie genoeg om hierdie ou te betaal nie. Inteendeel, as hy al hierdie ryk se bates verkoop, kan hulle nog steeds nie hierdie man betaal nie. Om jy 'n idee te gee, jy praat van 461.000 miljoen ton rys. As jy daardie rys op 'n hoop gooi, is dit groter as Mount Everest. Dis 1000 maal meer rys as die totale wêreld rysproduksie in 2010. 1000 maal meer as dit. Nou ja, die storie eindig op 2 maniere. Die een lot sê dat die koning en die ou tereggestel of hom gestraf omdat hy hom bedrieg het, wat hy eintlik nie gedoen het nie. Die ander deel eindig dat hierdie man het koning geword want hy die hele wêreld besit. Klein begin, moenie die impak van 'n klein begin en die impak van jou lewe onderskat nie. As u weer 'n ryskorrel in u hand hou, weet u wat kan 'n ryskorrel produseer oor tyd? Of 'n koringkorrel? Gaan plant hom, gaan tel hoeveel saadjies kom uit 1 ryskorrel. Weet u, die Here se antwoord was gewone mense, soos ek en soos jy. Mense wie se lewe vrug dra tot eer van sy naam. 31, 61, 100voudig, en in daardie tyd was 'n baie goeie oes 10voudig. Die Here Jesus kom en hy sê, dis baie erger as wat julle dink. Sy antwoord is ek en jy. Maar omdat u en ek 1 ryskorreltjie sien, onderskat ons die impak wat jou lewe kan hê as ek dood eenvoudig begin om my lewe uit te lewe, my geestelike lewe te deel, die Bybelstudie wat ek doen met ander te deel, toe te laat dat hierdie woord in my hart ingaan, ontkiem en vrug dra. Ons geleesde gedeelte, die gelykenis van die saaiër, glo ek, is 'n strategie wat die Here vir sy disippels gegee het, wat hulle daarvandaan moes volg. Die rede hoekom ek glo dis 'n strategie is dood eenvoudig, dat wanneer jy grond voorberei om vrug te dra, is dit die spesifieke volgorde waarin jy dit doen. Hy praat van grond langs die pad, is grond wat hard is. Voor jy kan plant, moet jy in die eerste plek harde grond breek. Die tweede ding, veral in Israel, wat jy moet doen, is jy moet die klippe uithaal, daai praat van saad wat op die klipperige deel val. Dan sit jy met vrugbare grond. Maar raai wat gebeur met grond wat nie verder bewerk word nie. Wie van julle het al 'n stuk grond omgespit? Wat gebeur? Die eerste ding wat opkom, is onkruid, dorings en dussels. Die al verby 'n land gery wat nie bewerk word nie. As jy dan daardie grond bewerk, begin plant, bossie skoffel, dan begin 'n mens op 'n plek kom waar daar vrugbare grond is. Hierdie gelykenis vra aan my en jou 3 vrae. Jy kan sê 4, maar kom ons praat oor 3 vrae.
Die eerste vraag is, ek vertrou, as ek hierdie vraag vra, ek gaan uitbrei op die vraag, nie baie nie. Maar weet jy, dis sulke direkte vrae, dat jy sal weet, en ek glo die Gees van die Here sal in jou eie lewe, vir jou iets lewend maak, waaroor hy met jou spesifiek praat. Die eerste vraag wat hierdie gelykenis ons mee konfronteer is dit, hoe hard is die grond in jou lewe? En as jy wil weet of daar iets fout is, vra jouself net, wat is die vrug wat my lewe oplewer? Maar hoe hard is die grond van jou lewe? Weet jy, as 'n mens na die konteks kyk, in die vorige hoofstuk, verwyd die Here die Fariseërs oor die hardheid van hulle hart. Hy's in die sinagoge, daar's 'n man met 'n verdorde hand, almal hou die oë op hom, gaan hy op die Sabbat iemand gesond maak, en die Here Jesus Christus kyk hulle aan en hy vra vir hulle, is dit gepas om op die Sabbat goed of kwaad te doen? 'n lewe te red of te verderf? En hulle het hom stil aangekyk, en dan lees ons daardie gedeelte, dat die Here hulle toornig aangekyk, en terselfdertyd was daar smart in sy hart. Dan sê hy, oor die hardheid van hulle hart. Dit was mense, hulle het nie tyd gehad vir Christus nie, en hulle het ook nie tyd gehad vir ander mense. Hulle harte was hard. Kom ons wees eerlik, het hierdie lewe nie partykeer 'n manier om jou hart hard te maak? Die geweet reën kompakteer grond. As jy dit nie skoffel nie, as jy dit nie losbreek, oor tyd word dit hard. Wat het in jou lewe gebeur? Is jou hart hard? Of verhard? Weet jy, selfs die disippels harte was hard. Toe die Here met hulle praat oor brode, en hulle was in 'n skytjie, en hy praat met hulle oor die suurdeeg van die Fariseërs, toe redeneer hulle, dis omdat ons die brood saamgebring het, en die Here het nou die dag die brood vermeerder, maar dan vra hy vir hulle, het julle nog julle verharde harte? Is daar nog nie ruimte in julle harte nie? Wat is fout? Ons harte is ook baie keer hard. Kom ek gee vir julle 'n praktiese illustrasie wat ek gister gelees, dit regtig gebeur. Vat dit as 'n pastorale belydenis. Gelukkig is dit nie my belydenis nie, ek kan namens iemand bely. Die pastoor sê hy en sy vrou sit op 'n bankie, is iewers in Amerika, en hy sê dit was een van daai oomblikke waar dit hy en sy vrou is, op die stoep, salig, rustig. Die volgende oomblik ry daar 'n kar in die oprit op, 'n man en 'n vrou, en hy het hulle een kyk gegee, en hy het vir sy vrou gekyk, en hy het gesê, Jehovah getuies. Jou spring uit die kar uit, kom op hom afgestap, hy sê, en hy's reg. Hy sê vir die man, so, hierdie wêreld is besig om agteruit te gaan. Die man sê, ja, maar hy sê, moenie vir my maar nie, jy het 'n antwoord, en ek het 'n antwoord. Jy dink jou antwoord is reg, ek dink my antwoord is reg, maar die eintlike vraag is, waar lê jou antwoord jou? Sien meneer, die vraag is jy wedergeboorte? Nee, ou stam al hier oor 'n paar woorde, maar hy weet nie regtig wat nie. Hy sê, maar kom ons gaan 'n bietjie verder. Kom ons praat 'n bietjie oor wie Jesus regtig is. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en die woord het vlees geword. Die woord was God, Jesus Christus is God. En so begin hy deur die skrifte gaan, en hy praat met hom oor die volheid van God wat in Christus liggaamlik gewoon het, Kolossense 2, en hy noem die vers. En hy praat met hierdie ou, en hierdie ou probeer so nou en dan 'n woord inkry, maar hy kry nie geleentheid om te praat. Op 'n stadium het die man begin stil bly. Toe draai hy na die dame in die kar. Toe sê hy, luister, as hulle jou weer saam met iemand stuur, maak tog seker dat die ou saam met wie hulle jou stuur, ten minste die Bybel ken. So gaan hy vir ongeveer 10 minute af op hierdie arme ou. En die ou probeer elke keer 'n woord inkry, maak hom stil, hy sê, laat ek net klaar praat. En na 10 minute sê hy, toe is hy klaar. Hy sê, nou wat het jy te sê? Hy sê, wel in die eerste plek, ek beloof, ek sal nooit 'n Jehovah getuie word nie. Hy sê, in die tweede plek, waar bly die Smit familie?
Maar hy sê, wat hom getref het is, die Here Jesus Christus, lees ons in Johannes 1, dink is vers 14, was vol van genade en waarheid. Nie net waarheid nie, genade en waarheid. Hy kom by 'n put op 'n warm dag, by 'n verwerpte moe ou vroukie wat kom water skep in Samaria, stil staan. Hoe hard is ons harte? Die vraag is daar in ons binneste nog 'n liefde en 'n passie en 'n openheid en 'n vuur om uit te reik met die beste nuus ooit? Jesus Christus het aan 'n kruis vir jou sonde gesterwe. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, hoekom? Omdat hy 'n klomp waarheid in ons kele afgedruk het. Want hy het ons eerste lief gehad. Hoe hard is ons harte? Ons kan na iemand kyk wat die ewigheid in die hel deurbring en dit raak ons glad nie. Het gaan nie daaroor om vir die massas te preek nie. Het gaan daaroor om by die enkeling stil te staan. Jesus het die voorbeeld gestel. Praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. As ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal. Hoe hard? As ons wil uitkom by God se antwoord, is daar 'n vraag. Hoe hard is die grond? Die tweede vraag, hoe diep is die grond? Hoe diep is die grond in my lewe? Hoe diep is die grond in u lewe? Weet jy, as ek in die Bybel lees, dan lyk dit vir my die eerste ding wat diepte van grond bepaal is aksie. Nie wat hoor ek, wat weet ek nie, maar wat doen ek met dit wat ek hoor? Die Here Jesus kom in Matteus 7 hier vers 24, dieselfde in Lukas waar hy sê, daardie gedeelte, as iemand na hierdie woorde luister en dit doen. Hy is soos iemand wat gegrawe, en Lukas maak melding, hy sê en diep ingegaan het. Aksie bring diepte. Is dit nie treffend dat ek glo as die Here praat oor die grond wat nie diepte het nie, dan verwys hy eintlik na die skare wat hom gevolg het en op die kant gestaan het. Hulle was entoesiasties. God se antwoord is nie net entoesiasme nie, maar is ook diepte. As die son kom, wat dan? So in die eerste plek, wat bring diepte? Aksie, my reaksie op wat die Here in my stilte tyd vir my sê. Die tweede ding wat ek wil noem is, jy weet in Israel kry jy klipbanke. Baie keer is ons verlede so 'n klipbank. Mens kom tot bekering, maar daar het soveel dinge met jou gebeur. In jou verlede, daar is klippe in jou lewe. Miskien is daar bitterheid in jou lewe. Miskien is daar onvergewensgesindheid in jou lewe. En jy is kwaad. So treffend as Paulus praat in Efesiërs 4, ek dink is hier vanaf vers 22, dan sê hy dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en julle met die nuwe mens moet beklee. Here, kom haal die klippe uit my lewe uit. Philip Keller was 'n man, sy pa was, ek dink, 'n sendeling iewers in Pakistan. En hy lees op 'n stadium Jeremia 18:2 wat sê, gaan na die pottebakker, daarna sal ek jou my woorde laat hoor. En in daardie land is daar pottebakkers, tradisionele pottebakkers. En hy besluit, hy wonder wat kan 'n mens leer, en hy stap na een toe. Hy vra vir hom, meneer, vertel vir my hoe en waar begin die werk van 'n pottebakker. Hy vertel hoe dat die man hom met so 'n beningrige vinger nader wink en sê, kom kyk. En hy vat hom agter sy huis, was so 'n gehuggie, maak die deur oop. Hy sê, toe daai ou daai deur oop maak, toe lê hy amper op sy rug, so stink dit. Binne in die gehuggie is 'n put, waarin daardie man die klei trap.
En hy sê toe vir hom, meneer, binne in hierdie klei gooi ek spesifieke grasies wat sekere help met die binding van die klei ensovoorts, en hierdie verrotting help die proses aan. En hy sê, en hy man kniel by daai put. Hy druk sy arm in die modder en hy trek 'n stuk klei uit. En dit spoel oor hom. Psalm 40, ek het jou uit die modderige sluik uit opgetrek, die kuil van vernietiging. Hy sê dit breek vir hom oop. Hy sê die man vat daar die klei en hy gaan in sy huis en daar's 'n pottebakkerswiel, sommer 'n stuk steen wat hy met sy voete in die ronde draai en hy sit die klei bo op hierdie wiel neer en die wiel begin draai en die eerste ding wat hom opval is die man druk sy hande in 2 bakke water en hy begin druk uitoefen op die klei. Hy sê dit was ongelooflik om te sien hoe vinnig die klei reageer op hierdie man se pottebakkershande. Net so, en hier begin iets vorm aanneem. Maar hy besef, die water was die middel waardeur hierdie pottebakker sy wil op die klei kon uitoefen. Hy sê in die water van God se woord is die manier hoe hy ook ons vorm en ons maak. En hy sien hoe 'n vaas besig is om vorm aan te neem. En op 'n stadium stop die man die wiel. En hy wonder, wat is nou fout? En hy haal 'n klein klipie uit die klei uit. En hy begin weer die wiel draai, vorm die klei. Stop weer die wiel en hy haal 'n groot klip uit. En die volgende oomblik, tot sy skok en verbasing, druk hierdie man die klei plat. Hy sê nou, hy sê die klippie het 'n te groot merk gemaak in die klei. Hy sê nou, wat word nou van daardie klei? Hy sê, ag, ek maak 'n vingerbakkie of iets daarmee, maar ek kan nie 'n kosbare vaas daarmee maak nie. Want as daar net 'n bietjie lig in daai klei is en jy bak dit, dan ontplof die pot. Hy sê en helder en duidelik tref dit hom soos 'n hamer tussen die oë. Die klippe in my lewe. Die plekke waar ek eintlik die wil van die Here weerstaan, die dinge van die verlede wat ek vashou. Dit is soos klippies. Dit keer dat die grond diepte kry as ek dit kan deurtrek na die Here Jesus se gelykenis. Weet jy, as ons wil vrug dra, is die grond, moet jy jouself die vraag afvra, hoe hard is die grond? Hoe diep is die grond? Hoe gefestig is ek in die woord van die Here? Hoe kan ek by geloof deel? Kan ek iemand leer om Bybelstudie te doen? Kan ek met iemand deel oor wedergeboorte? Kan ek iemand vertel van die doop? Het my lewe diepte? Net u kan die vraag antwoord. Die derde vraag wat dit aan ons vra, wat die gelykenis aan ons stel, is dit: word die grond in my lewe bewerk? Doen ek iets daarmee? Is die grond besig om, word die bossies geskoffel? Weet jy wat is treffend? Toe Petrus, onthou is 'n man, hulle is gedisipel. Op Pinksterdag, die eerste preek, 3000 siele kom tot bekering. Jy moet onthou dat dit was mense wat vir die Pinksterfees opgetrek het na Jerusalem. Hulle het nie daar gebly nie. Hier kom hierdie mense tot bekering. Is dit nie treffend dat hulle daar bly nie? En skielik lees jy hulle goed verkoop, alles gesamentlik besit, saam geëet, saam gedrink, saam aanbid. Waarom dink jy dit gebeur? Hoekom is hulle nie terug huis toe nie? Want die grond in jou lewe moet bewerk word. Die disippels het dit beleef. Vir 3 jaar het hulle saam met Jesus gewandel, saam met hom geleef, saam met hom geëet. Alles gemeenskaplik besit. Hulle is gedisipel. Die grond is bewerk. Het baie onkruid opgekom in hulle lewens. En daar is daarmee gedeel. En toe die Here, toe hulle deur daardie proses is, toe breek daar vervolging uit, want dit het te gemaklik geraak, dan is almal terug. Wat gebeur? Die evangelie het ongelooflik vinnig versprei. Jy lees dat Judea is met die evangelie bereik. Samaria is met die evangelie bereik. Hulle het omtrent die bewoonde wêreld omgekeer.
Weet jy hoekom? Want hulle het besef dat elke een is God se antwoord vir die nood in die wêreld waarin hulle lewe. Vir die mense se toestand, die sonde waarin hulle verkeer. Daar's net een antwoord en dit is Jesus. Maar die evangelie, die woord van God, groei in iets. Dit groei in grond. U en ek is daardie grond. Is ons goeie grond? Of is dit harde grond? Is dit klipperige grond? Is dit bitter grond? Is jy sinies? Hierdie skare die Here Jesus gevolg en daarvan gehou om na hom te luister. Maar in hulle harte was hulle verbitterd en opstandig teenoor die Romeine. Hulle het nooit gedeel met die kultuur en die agtergrond waarin hulle groot geword het. Klippe het gebly. Saad het opgekom. Hulle was entoesiasties. Voor die kruising het hulle uitgeroep, kruisig, kruisig, kruisig hom. Alles vergeet. Word die grond in ons lewens bewerk. En ek moet bely, dit is waar die uitdaging eintlik nie aan u is, maar aan my. Paulus sê in Efesiërs 4, hy sê, vers 11, hy het gegee, sommige as apostels, profete, herders, evangeliste, leraars, hy sê om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Dat elkeen van ons weet hoe, weet waar. Wat is die plek wat ek beklee in God se plan? Laat ons toe dat die Here ons lewe, ons grond bewerk. Die kunsmis gooi. Is die grond hard, is die grond diep. Word die grond bewerk in jou lewe. Word dit bewerk in jou Bybelstudie. Word dit bewerk in jou gestilte tyd. Word dit bewerk deur die Heilige Gees. Laat jy dit toe. Paulus skryf aan Timoteus dat hy met die genadegawe wat in hom is, moet hy aanwakker. Hy moet daarmee werk. Ek wil afsluit. Op die einde van die dag, vrugbare grond. Johannes 15 vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat ons veel vrug sal dra. Besef u, as ons nou oor ons as 'n gehoor kyk, hoeveel mense is ons? Weet jy dat as ons net 128 mense is, wat elke jaar een persoon bereik, een persoon leer bid, een persoon leer Bybelstudie doen, een persoon leer om by die Here te hoor, een persoon leer om sy geloof te deel, net een persoon per jaar, kan ons 137 miljoen mense in die volgende 20 jaar bereik. 137 miljoen mense. Daar's 40 miljoen of 56 miljoen of so iets in Suid-Afrika. Weet jy wat is die Here se antwoord? Ons kyk na die nuus en ons wys vingers. Die vinger wys nie soontoe nie. Die vinger wys na my en na jou. Die Here se antwoord was nooit die politieke leiers. Sy antwoord is ek en jy. En die vraag is, wat gaan jy doen omtrent sy antwoord? Kom ons bid saam. My uitdaging vandag aan u is eintlik baie eenvoudig. Ja, ons is in 'n proses waar ons begin om mense te disipel. Dit is 'n baie stadige proses en ons doelwit is regtig net een persoon per jaar. So dit gaan ons nog 'n rukkie vat om by almal van u uit te kom. Maar as jy in jou hart ervaar, die Here is besig om met my te praat. As jy besef dat hierdie boodskap spreek my aan. Ek glo die Here het aan ons 'n spesifieke strategie gegee. Ons gaan dit ook volgende jaar volg. 'n Doelgerigte plan. Maar waar ek wil hê u moet begin. Wil jy nie begin om te bid nie? Wil jy nie te begin om te vra, Here, ek lees in die woord,
Goeie grond dra vrug 30, 60, 100voudig. Here, U het by gewone mense stilgestaan. Nie geleerde manne nie, eenvoudige man. Manne wat al reeds deur geleerdes oorgesien is. Maar ek sien 'n wêreld wat U nodig het. En ek wil vir hierdie wêreld begin bid. En ek wil U vertrou dat U my sal lei na iemand wat ook in my lewe my kan leer om Bybelstudie te doen, my kan leer om te bid, my kan leer om my geloof te deel. Here, ek wil U begin vertrou. U is die God van die onmoontlike. 5 brode en 2 visse en U het 20.000 mense kos gegee. En ook in my lewe kan en wil U werk. Wil U nie begin afsonder nie, wil U nie saam met my begin bid. Sê, Here, doen dit. Ons het nie nog kerke nodig nie, ons het mense nodig wat waarlik disippels is. Jy kan 'n kerk plant sonder om disippels te maak, maar 'n mens kan nie disippels maak sonder om 'n kerk te plant nie. Ek glo die Here roep ons om in hierdie wêreld 'n verskil te maak en vrug te dra. Kom U en ek begin te roep na die Here en sê, Here, asseblief, begin by my. Begin by my. Halleluja. Ek gaan nie 'n uitnodiging maak nie. Hierdie is 'n ernstige saak. Dit is ook nie 'n emosionele saak. Dit is 'n doelbewuste, doelmatige besluit wat jy self moet neem. Niemand kan dit vir jou doen nie. Niemand kan jou dwing en niemand gaan jou dwing. Die Here het mense nie gedwing nie, hy het mense geroep. En hulle kon uit vrye wil uitvolg. Maar ek wil tog vanmôre gebed doen dat die Here in ons harte sal roer, ons sal opwek. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan wandel in die lig van die woord, o Heer. Dankie dat die opdrag is nie om die wêreld te wen nie, Here, maar die opdrag is om U te volg. En ons as 'n gemeente, ons is voor U en ons bid, o Heer, dat U ons genade sal gee om U te volg. U voorbeeld, U strategie. Here, dat ons met kinderlike geloof U sal aangryp en vertrou dat U woord 'n werklikheid sal maak. Here, U woord het gesê dat die poorte van die duisternis sal U gemeente nie oorweldig nie. Dankie, Here. Maak ons sout. U antwoord was lig. 'n Lamp, o Heer. Steek ons aan die brand. Maak ons bruikbaar tot eer en verheerliking van U naam. Dankie, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou. Mag U in en deur elkeen van ons lewens verheerlik word. Mag U ons as 'n gemeente opwek om te bid, o Heer. Disippelskap is nie iets wat ons kan doen nie, dis 'n werk van God. Ons wil U vertrou. En word U in en deur ons lewens verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. En ons dankie daarvoor. Amen.